So. Vader, dankie vir die wonderlike voorreg wat ek gehad het, Abba, om U te kan worship in waarheid en met gees, Abba. Vader, mag U nou hier plek vol, Abba, en kom oorneem, Abba. Vader, ek bid dat U my tong sal kom aanraak, Abba, en Vader, die deur my sal spreek, mag ek het die shofar vir U wees, Abba. Vader, dankie, Vader, U vir ons die trooste roep gestuur het, om ons te kom leer, ons eer U, Vader. Come have your place, have your way in this place, Lord. Dankie, Vader. Ons eer U by alles in Jesus se naam. Amen. Okay, so welkom by Abba se 4de fees, Shavuot. En net soos Yeshua die vorige 3 feeste van Jahwe vervul het, so is daar ook 'n groot vervulling oor hierdie fees. Ek gaan so 'n bietjie vinnig gou net bietjie praat oor die fees en oor die vervulling. Ek weet, ons weet al baie daarvan, maar daar's baie mense wat nie daarvan weet nie. So is altyd goed om net bietjie terug te gaan van hoe dit vervul is. Ons gaan vanaand bietjie praat oor 'n bietjie die woestyn wees en ons gaan Jerusalem toe gaan en intussen gaan ons op by Berg Sinai stop en ek het vanoggend en hierdie week voorberei het Abba vir my kom stil staan by Berg Sinai met die twee tablette wat Moses sy wet opgeskryf het, wat Abba daar opgeskryf met sy vinger, en mag Abba ons kom leer. Soos almal weet dat Israel uit Egipte verlos is deur die bloed van die lam, wat deur die woestyn gesmeer is, en dit was Jahwe se Pesach gewees, wat later vervul is deur Yeshua met die bloed teen die woestyn. Ons het met Pesach het ons gepraat oor die eersgeborenes wat uitgetrek het en oor die wat aan die binnekant was van die deur wat met die bloedcovenant gesmeer was, wat die eersgeborenes geword het. En so het Farao gesê dat kan gaan en Farao het basies eienaarskap. Ek weet nie of julle kan onthou as ek gepraat met Pesach oor die eienaarskap wat Farao oorgegee het aan dat Israel dat Vader Israel die eienaarskap vat en so het hulle eienaarskap gekry, maar hulle het 'n keuse gehad uit Egipte uit of hulle eienaarskap gaan gee aan Vader. En so het begin die journey van waar hulle uit Egipte uit is, begin deur die Rooi See in die woestyn in. So het hulle gegaan deur die Rooi See en eintlik presies 50 dae na Pesach by die Berg Sinai, Abba se eerste fees. En dis waar Vader vir Moses sy wet gee, die eerste 5 boeke van die woord. En daai tyd was daar nog nie 'n Nuwe Testament gewees nie. Abba gee dit daarso vir Israel en nie vir die Jode nie. Dan gaan ons lees Exodus 19 vers 18 tot 25. En die hele Berg Sinai het gerook, omdat die Here in die vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond en die hele berg het vreeslik gebewe. Ons lees dit altyd, maar kan jy net indink om 'n berg te sien bewe? So Jahwe vol daai hele berg met 'n wolk van vuur en rook. En terwyl Jahwe met Moses praat en sy Torah deel vir 40 dae en 40 nagte, gaan die klomp Israeliete in 'n groot stres in. Maar jy moet weet, in Israel het hulle vir 430 jaar in Egipte, Israel het vir 430 jaar in Egipte gebly en hulle het in Goshen gebly. En so het hulle ook die maniere aangeleer van die Egiptenare. En Jahwe sê vir Moses in Exodus 12 dat hulle moet die dinge los van die kalender van Egipte en hulle moet gaan en vir hulle sy kalender gee vir Israel. En hy gee sy kalender vir hulle. 50 jaar later kry hulle die reëls ook. Daar is iets wat Egiptenare geglo het. En dit is om deur 'n tussenganger te praat met Vader Jahwe. Hulle het in Egipte het hulle al hierdie afgodsbeelde gehad en die afgodsbeelde, hulle het deur hierdie afgodsbeelde gepraat tot God. En dit is amper soos ons vandag kry, soos die Hindoes, wat altyd deur 'n olifant of deur 'n ietsie praat. En so is dit ook dat baie mense in die Rooms-Katolieke vandag deur 'n priester praat. Hulle praat deur 'n priester of deur Maria. En hulle sit in hierdie situasie. Hierdie Israel sit in die situasie, Moses is weg op die berg en hy is vir 40 dae weg en hulle tussenganger is weg. En hoe praat hulle nou? Dis so hulle geleer het. En hulle besluit toe om die goue kalf te bou, om deur die goue kalf te bid na Jahwe. Want Moses was die tussenganger gewees. Moses het ingetree vir hulle by Vader.
Eers skiet Moses weg, wat doen hulle? En hulle bou hierdie goue kalf, hulle maak hom. En almal weet toe Moses terugkeer, en hy sien hierdie hele affære van hulle wat hulle besig is om 'n goue kalf te aanbid. En daarso daai dag iets groots gebeur, en 3000 mense het gesterf. En ons gaan nou net daar praat, want die 3000 mense het gesterf. Maar net om vinnig te sê, albei het vir Moses op die berg ook gesê dat hulle die generasies die feeste moet doen. En hy het sy hele wet vir hulle daar gegee, sy wet, sy ordeninge en sy insettinge gegee vir Moses. So die 4de fees van Abba is sy naam is Shavuot. Shavuot, of ons almal ken dit as Pentakos. Nou Penta beteken 50. 50 is Penta, en presies die 50 dae wat uit Egipte uit is. Penta is ook Pinkster, soos in Afrikaans ken. So om te weet oor die fees, ons lees oor die fees. Levitikus 23 vers 15 praat oor die fees. En dan gaan ons lees. Ek lief daarvoor om op die fees te lees oor die fees. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer gerf bring, 7 volle weke moet dit wees. Voor die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Dis wat nou gaan aanbreek met sonoffer. Aan die Here bring. Julle moet uit julle woonplekke 2 beweegbrode bring. Met ander woorde brode met suurdeeg. Onthou, die vorige fees was fees of unleavened, ongesuurde brood. So daar's 'n mag nie suurdeeg geëet het vir 7 dae nie. Nou gaan dit aan en hulle moet basies na 50 dae soetvader brode met suurdeeg in. Met 2/10 van efa fynmeel moet dit wees. Gesuurd moet gebak word as eerstelinge. Eerstelinge, die brode moet gewaai word. Die vis, soos die visvloed, wat die brode gewaai moet word aan die Here. Die 2 brode. Ja, die 2 brode. Julle moet ook by die brode 7 jaar oud lammers sonder gebrek en 1 jong bul en 2 ramme bring. Hulle moet 'n brandoffer aan die Here wees, saam met die spysoffer en drankoffers wat daarby behoort as 'n vuuroffer van lieflike geur aan Jahwe. Al hierdie moet vir Vader 'n lieflike geur wees. En in vers 19, en julle moet 1 bokram en sondoffer berei, ook 2 jaar oud lammers as dankoffer, en die priesters moet hulle saam met eerstelingsbrood as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, saam met die 2 lammers, en moet aan die Here heilig wees ten voordele van die priester. En julle moet op dieselfde dag, daardie dag uitroep, 'n heilige 4-dag moet dit vir julle wees. Dis nou nodig. Geen beroepswerk mag julle doen. Dis 'n ewige insetting. In al julle woonplekke vir julle geslagte. En as julle die opbrengs van die land oes, moet julle die kant van die land as 'n oes nie eenmaal afoes en die arend wat val nie versamel nie, vir die arme en die vreemdeling moet daar ook daarby bly. Ek is die Here julle God. Kan julle self in daai mixed emotions wat daai klomp gehad het by die berg Sinai op Shavuot, hierdie vuur, hierdie rook, die berge bewe, die brode wat hulle moet maak, die hele storie. En ek dink dit was 'n hele fees van dankbaarheid. Want hulle was vir 430 jaar was hulle basies vas gewees in slawerny. Nie 430 jaar, maar was in slawerny gewees. En Abba stuur die redder vir hulle. Moses haal hulle uit. Soos 50 dae se maal van Barney, en al wat Abba vra die dag om vir hom dankie te sê, deur 2 brode te bak en dit voor hom te beweeg met 'n lieflike geur van offers en die dag vir hom heilig te hou. Dis al wat Abba vra van hulle. Dis Abba het hulle uit Egipte uitgehaal, wonderwerk op wonderwerk, en al wat hy vra is daai 2 brode en 'n beweegoffer en daai lieflike geur. Nou die vraag is, ons vandag nog langer slag in die bolslag? Nee. Yeshua het kom vervul, daar is in elk geval nie 'n tempel nie. Hy is die lam van Jahwe, maar daar hoef nie meer brood te vloei vir daai covenant. Moet ons brood bak? Nee, ons is nie boere nie. Die hele fees van First Fruits gaan oor boerdery, voorsiening van Jahwe. En net vandag te kyk waarna met First Fruits, die vervulling daarvan en Yeshua is die First Fruit, 1 Korintiërs 5 daarvan. Het hulle die baarnetjies gesny en vir Jahwe gewaai. Dan in die ongesuurde brode het hulle vir 7 dae die ongesuurde brode geëet en Yeshua het dit vervul.
1 Korintiërs 15 praat daarvan. Maar nou 50 dae later maak hulle brood met suurdeeg. So is nie 'n prentjie die 50 dae van die sonde wat uitgehaal is nie. Die sonde wat uitgehaal is, want nou suurdeeg verteenwoordig sonde. Ons het gister heeldag daarvan gehoor. Die sonde wat suurdeeg verteenwoordig en dit is nou uit. Die Vader sê, jy moet dit beweeg. Nou kan jy die brode bak na 50 dae. So Abba sê, jy moet 50 dae tel en dan vir hom dankie sê. Nou hoe moes hulle dankie sê daai tyd? Deuteronomium 6 vers 10 sê, dan moet jy die fees van die weke hou vir die Here jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee na mate die Here jou God sal jou seën. So volgens die hoeveelheid wat Abba jou geseën het, die offer van die oes wat Abba vir jou hand gesit het, moet jy vir Abba kom teruggee en dankie sê. So hulle moes so 50 dae die Omer tel, ons gaan ook in die Omer, van ons het die Omer getel, net om vinnig te sê van die Omer, hoeveel is 'n Omer? Eksodus 16 vers 16 praat daarvan. Dit is die saak wat die Here beveel het. Samel daarvan en elkeen na sy behoefte. 'n Omer vir elke persoon volgens julle sielgetal. Elkeen moet neem vir die wat in sy tent is. Met ander woorde, 'n Omer is net genoeg vir jou. Dis net genoeg as jy nodig het. So kan ons sê die Omer tel is soos wat ons in Engels vandag sê, count your blessings. Count your blessings, dis net wat genoeg is. Dis al meer wat jy moet tel elke dag, vir 50 dae aan mekaar, en dan vir Abba kom dankie sê. Met daai mooi brode, daai beweegoffer, daai fees wat jy vir hom het. Dis wat hulle moes doen. So net om te kyk na die 50 dae wat hulle moes getel het, is hierdie presiese verduideliking van seëninge tel. En dan kom die 50ste dag die fees. So kan gou vir ons 'n opsomming maak. Ek weet dis al ou, ons ken dit almal, net vinnig net 'n opsomming te maak. So Israel word uit Egipte gered deur die bloed van die lam. Okay? Hulle kom 50 dae na die tyd aan die Berg Sinai, Abba gee hulle die wet en sê hulle moet ook die fees doen. Hulle kom in die beloofde land, die begin plan in die wintervolk. En dis gebeur. Dit begin van die nuwe jaar in die maand Aviv, kyk hulle op die baar die oes reg is, om die oes gewoonlik Maart of April. Op die 14 Aviv vier hulle hierdie Pesach, Paasfees. Na Pesach vier hulle fees van visvroeds, waar hulle die baar sny en dit vir Jahwe waai. Die volgende dag vier hulle fees van ongesuurde brode vir 7 dae, waar hulle geen gesuurde brood eet nie. Die dag daarna, die Sabbat tel hulle Omer vir 50 dae en eindig op die fees van Shavuot, waar hulle die brood bak van meel vir Abba dankie te sê. Dit is alles oor hierdie oes. Hierdie oes, hierdie voorsiening van Abba, en op die einde kom hulle by hierdie punt van dankie sê. Eers baie vir Abba en dan dankie sê. Dan tel jy. Jy gaan kyk dan jy kyk hierdie maat van jou en jy daar is suurdeeg, daai suurdeeg is weg, die sonde is klaar betaal. Selfs so ons vandag, dan tel jy jou seëninge. En jy kom op 'n punt met Shavuot en sê vir Abba dankie. Jy sê vir Vader dankie dat hy vir Yeshua vir jou gestuur het om sy roog uit te stort. Sy roog is uitgestort vir ons. Yeshua is gestuur die weg kom maak en sy roog uit te stort. So wat het Yeshua kom vervul? Van dit. Presies op die uur, die 14 Aviv kom vervul Yeshua Pesach, soos ons weet. Paasies wat deur die perfekte lam te wees geoffer het vir sondes. Yeshua word in die graf gesit en kom vervul visvloeds, waar hy sondes voor Jahwe waai en gekat word van die aarde deur sy dood as eersteling graf. 1 Korintiërs 5. Yeshua staan op uit die dode en vervul fees van ongesuurde brode deur ons sondes wat suurdeeg is uithaal. 1 Korintiërs 5. Nou op sy opstanding sê hy vir sy disippels om na 40 dae in die hoëkamer te gaan wag. Presies 10 dae later word die Heilige Gees uitgestort en 3000 mense word gevul daai dag met Ruach HaKodesh. Is dit 'n presiese vervulling? Ja. Abba se 4de fees is presies vervul. Is die 5de fees vervul? Nee, is nie vervul nie. Yeshua moet ons nog kom haal op trompette. Soos al 4 feeste vervul is deur Yeshua, is amazing dat ons dit vandag nog doen. Om te dink aan dat Yeshua vir ons kom doen het en nog gaan kom doen. Want onthou, alles is nog nie vervul nie, so gesê. Right, so 50 beteken Penta.
Pentekos nou sê, die Hebreë vir 50 is, hoor gemooi so, die Hebreë vir die 50. Die Nun en die Alefbet, dit is 50. Dis 'n Nun. Dit lyk soos 'n ster. En dit verteenwoordig lewe, saad of 'n vis, 'n koninkryk of 'n koninklike troon. Lewe. En om te gaan kyk na die lewe, na die koninkryk, die saad, is dit nie deel van 'n prentjie van Noag nie. Want kyk na die gawes van Noag, van Heilige Gees, 1 Korintiërs 12 vers 7 staan daar. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan die ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan die ander genadegawes wat gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan die ander werking van kragte, aan die ander profesie, aan die ander onderskeiding van die geeste, en aan die ander tale, en aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel word soos hy wil. Dus dit Abba se wil is, gaan ons nou aangaan met die, ons is nou klaar met die vrugte van die vlees, en ons wil graag begin praat oor hierdie. Abba het ons lei om aan te gaan met hierdie stuk. Om te begin praat oor die uitleg, praat oor die tale, praat oor die verskillende gawes van die Ruach HaKodesh. Soos Abba se wil is, gaan ons dit nou van volgende week af begin doen. So die Hebreë naam vir Abba, vir Heilige Gees is Ruach HaKodesh. Nou Kadesh beteken, heilig set apart, Ruach beteken wind, gees of asem. Kan al die eienskappe van 50 penta daarin gesien word, Handelinge 2 verduidelik dit. Okay. En ek gaan vir ons lees. Want die Handelinge 2 is die presiese vervulling van Shavuot. Presiese vervulling. En dit is die stuk wat die priesters, waar die disciples in die bokamer was, wat gewag het vir 10 dae lank. So ek gaan ons Handelinge 2 lees. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, hoor gemooi so. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, wat sê Handelinge 2? Handelinge 2 praat van Vader se fees. Handelinge 2 praat, die Nuwe Testament praat nog van wat hulle Pinkster gedoen het. Dis nie net die Ou Testament ding nie. Die disippels het nog Pinkster, Pentekos gedoen. Maar daar staan en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, in eenheid. Daar Psalm 133, daar waar Abba se eenheid is, daar is sy seun. Hulle het eenheid gehad vir 10 dae. Kan jy imagine die 10 verskillende mense vir 10 dae by mekaar is in 'n bokamer en hulle steeds al eenheid. En toe kom daar skielik uit die hemel 'n geluid soos die van 'n geweldige rukwind. Waar daar nog rukwind gebeur by die berg Sinai. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur. Wat het nog waar nog vuur gebeur by berg Sinai? Van onsself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Nou, die tonge het baie mense vandag se tyd praat hulle oor die tonge en almal dink dat is hierdie snaakse taal wat mense praat. As mense praat van tonge, die tonge, dan beweeg baie kerke vandag se tyd in dit. Jy kan in baie kerke gaan sit en dit is net hier kom tonge. Want Handelinge 2 praat van toe Ruach uitgestort is, word daar tonge van vuur op hulle sit. En nou ek het altyd in my lewe gedink, dit is hierdie tonge van jou taal wat jy van Ruach ontvang en dis die taal wat jy gespreek het. En vir baie Christen mense, boetas en sissas, is dit vandag 'n groot ding om 'n taal te doen. Maar hulle jaag dit na. Die vraag is, het hulle in tale begin praat? Ja. Hulle het in tale gepraat. Hulle het in tonge gepraat, maar dit was in hulle eie taal gewees. Want die woord vir tonge is glossa.
En dit beteken 'n taal. Of 'n taal of dialek gebruik deur spesifieke mense om te onderskei tussen verskillende nasies. Hulle het in hulle moedertaal begin praat. Nou hulle was in die boopkamer in Jerusalem. Die stad daarso het Hebreë gepraat. Maar daar was ook Grieks geweest. Daar was verskillende tale geweest wat die mense, hulle is op verskillende plekke af geweest, so verskillende tale gepraat. En Allah kom gee vir hulle tale. Hy stort sy roog op hulle uit en hulle begin in tale praat. Met ander woorde, as jy byvoorbeeld Afrikaans is en iemand praat Engels, wat gaan jy die maklikste verstaan? Afrikaans. Jy gaan Afrikaans baie makliker verstaan. En Allah kom en hy gee vir hulle in hulle eie moedertaal. Kom praat roog met hulle. Roog het op hulle neergesak in hulle eie taal. Allah het met hulle kom praat in hulle eie moedertaal. So vers 8, 9, 10 en 11 verduidelik dit. Mooi hoe die disippels met die mense in hulle huistaal begin praat het. Gaan lees dit gerus. Vers 8, 9, 10 en 11. Vers 11 sê, wat 'n wonderwerk was dit om die woord in hulle tong te kon hoor. Wat 'n voorreg was dit geweest om die woord in hulle eie taal. Soos as ons lees en roog praat met ons. As ek voorberei of Susse Benet by voor of wie ook al by voor, hoe wonderlik is dit as roog met jou praat in jou eie taal. Ek gaan jy miskien Zulu hoor of Engels hoor en dit is nog moeiliker. Vader kom praat met sy eie taal, met jou eie taal wat jy ken. En dis presies wat die disippels weet, hy moet hulle met hulle taal kom praat en gediep. Kom ons lees verder. Maar gaan lees gerus al stukkie los. Mag allemaal ons wees. Hulle het nie in tale gepraat en hulle kan nie verstaan nie. Hulle het nie in tale gepraat en niemand hulle kon verstaan nie. Hulle het verstaan. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale. Soos die Gees hulle gegee het om uit te spreek. En hoor, wat het hulle gedoen, mama? Het hulle, imagine jouself, hulle kry hulle kry in tale, soos roog met hulle gepraat in hulle eie taal, en dan sê die woord so, hulle gaan begin spreek met mense. So imagine as hulle nou hier skielik in hierdie snaakse taal met mense gaan begin spreek het. Daar was 3000 mense wat daai dag gedoop is, met die Heilige Gees. So, hoe gaan hulle nou daai ander mense dan kan verstaan, as hulle, eers skielik, as iemand gevul is met die Gees en hy praat in 'n taal met my, gaan ek hom sê, maar wat sê jy? Ek verstaan jy nie. Dis die ding. Die hele stuk gaan oor, Gees het hulle gegee om uit te spreek. Hulle moes gaan praat met die mense. Want wat het gelees gerus, Handelinge 2 vers 38, wat het presies van nog gebeur? Petrus staan op en hy sê, Here, hulle vra hom wat ons doen. En hy sê, gaan, bekeer jouself en word gedoop. 3000 mense. Vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Hoor, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op daai dag omtrent 3000 siele toegebring. Mense verstaan. Maar so Noag het op daai mense sodat hulle kon gepraat het met die Grieke, met die Jode, met die Romeine, met verskillende mense in hulle huistale. Dit kon gepraat. Want daar was 3000 mense. Daar was daar 3000 verskillende mense. Ek weet nie almal was Jode nie. Hier is 'n mooi vervulling. Daarom wat ek nou sê van Pesach, Shavuot, van die Bar Sinai. So onthou, dit het Israel 50 dae gevat uit Egipte. Verlos deur die bloed van die lam tot by Bar Sinai en daar vol Jahwe die berg met vuur en 3000 mense sterf as gevolg van die goue kalf. So net so vervul jy sodat op die uur met Paasfees en word ons verlos van die sonde deur Yeshua se bloed. En presies 50 dae na die opstanding vol Heilige Ruach HaKodesh die bokkamer met 3000 mense op die dag. Abba het daai dag 3000 kom teruggee wat hy gevat het op Shavuot by Bar Sinai. Daar sê oor ek wil praat en dis van die gebeurte van die goue kalf. Abba het my baie goed vas op die goue kalf. Kom ons lees dit. Nou het ons verstaan van die vervulling oor tussen 50 dae en hoe dit
baie jare terug gebeur het by Berg Sinai en die rook en alles en presies gebeur het by die bokamer. En so mooi van die bokamer, almal tot die plek van die bokamer gewys met 'n man wat 'n goue wat 'n kruik water gelaat het. Rook was daar gewees. Daai dag in die bokamer. Yeshua was daar gewees en Abba was daar gewees. Eksodus 32 vers 26 sê. Kom ons lees oor die goue kalf. Het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, dis nou nadat hy sien hierdie almal wat hierdie goue kalf aanbid. Hoor jy so? Vir die Here is, wie vir die Here is, kom na my toe sê Moses. Toe al die seuns van Lewi by hom kom versamel. So wat gebeur is, Moses kom en hy trek 'n lyn en hy sê, julle kies nou. Kies. Julle moet die goue kalf dien. Nou daar so die goue kalf, Abba sê voordat die goue kalf se gebeurtenis, noem my almal in die woord, julle is my priesters nou. Almal is nou my priesters. Julle gaan vir my priesters wees. En toe wat gebeur? Hulle gaan en hulle aanbid die goue kalf. En Moses staan daar so en hy sê, julle het 'n keuse nou. Gaan aan met julle goue kalf of kies. En Lewi is die enigste ouens wat kies. En hulle word die priesters. En die ander word priesterskap ontneem. Die wat gekies het om die goue kalf te bly. Hulle moes kies. Hulle kies vir Jahwe en Lewi en Vader maak hulle die erfgename van hom. Die priesters. Die wat Cameron gekies het en leef daai dag en 3000 ander sterf. En is presies dieselfde wat Abba kon gee vir hulle keuses. En net so gee Abba vir ons vandag se tyd so baie keuses, want daar's 'n keuse gemaak en die daar by die deurkosyn moes hulle kies of hulle die Pesachlammetjies gaan slag en hulle die bloed in die deurkosyn gaan sit. En toe moes hulle weer kies na dit, moes hulle kies en toe word hulle eers gebore. Toe moes hulle weer na dit kies, gaan hulle uitgaan. En die onbekende in, gaan hulle eienaarskap oorgee aan Abba Vader wat vir hulle wag in die woestyn dat hulle hom kan worship. Die tweede keuse. En die derde keuse wat hulle kry, by Berg Sinai op die vloer, daar waar die goue kalf sê Abba kies weer. 3 keuses wat hulle moes gedoen het tot daar. Hulle moes kies. En so moes die disippels wat die priesters was, ook kies daai dag toe hulle besluit het om te gaan wag in die bokamer. Hulle het gewag. Maar as jy self, jy kry 'n belofte, jou Messias, Yeshua sê, gaan wag. Daar kom iets nice vir jou. En jy moet saam met klomp mans en vrouens sit in 'n bokamer vir 10 dae lank en wag. En wat? Nee, it's nice. Dis gehoorsaamheid. Dis daai wat deurdruk. As iemand vir my sê ek moet 10 dae wag by 'n plek vir iets, maar jy weet nie wat en dan dis beter maar wag. Dit is moeilik. So deur Yeshua volgens 1 Petrus 2 vers 9 is ons almal vandag die priesters. Ons almal is die priesters. Deur Yeshua. Maar jy moet kies soos Lewi of jy die priester aan wil doen. Jy moet kies soos die disippels om te wag vir 10 dae. Onthou hy die goue kalf gemaak as verteenwoordiger tot Jahwe. Moses was nie verteenwoordiger teen die berg vir die mense wat hom gekies het. Hy was nie verteenwoordiger. Baie jare na word jy so verteenwoordiger by Jahwe vir die disippels. Die disippels wat gekies het om hom te volg. En feitlik daar later kry ons Noag met ons te praat. En so wat nog steeds die verteenwoordiger is by Abba, want hy sit in die regterhand en hy is ons regter. En die punt van die saak is, Moses sê kies, Yeshua sê kies, Ruach sê kies, of jy die priester aan soek. Want as jy kies, moet jy die goue kalf in jou lewe laat gaan. Die goue kalf is wat hulle geleer het in Egipte, in die wêreld. Wat hou jou nog in Egipte? Jy het 'n keuse gehad met Pesach of jy eienaarskap wou oorgee aan Abba Vader.
Jy het 'n keuse een keer in jou lewe gehad of jy die bloed van die lam van Yeshua wil aanvaar en of jy in jou lewe jou hart wil besny en oopmaak. Jy kies of jy jou eienaarskap wil oorgee. Want jy het 'n keuse of jy die priesters wil wees. En ons het nou gepraat oor dit terug oor vrugte van die vlees oor dronkenskap. Jy het 'n keuse. Jy moet kies Egipte of Jahwe. So wat hou jy nog in die wêreld bekend sal? Wat is jou goue kalf? Wat sê tussen gaan? Wat jy terug om te kies om 'n priester te word? Mag die leefies weer opstaan en kies. Op Sinai het Moses die covenant, die verbond, die covenant se Engels, insettinge en verordeninge ontvang. Baie interessant. En dis waar al my laat vassteek. Die berg was soos klip. Was met klip, die berg is klip. Maar dit was soos safier. Eksodus 24 vers 10 praat daarvan. En hulle het God van Israel gesien en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. 'n Vloerwerk. Kan jy net druk hoe dit gelyk? Kan dit dalk wees dat die 2 kliptablette wat Moses moes vat van safier was? Ek glo nie hy het wou gehardloop van die berg af en gaan 'n klip gaan kies wat soos 'n klip lyk nie. Moses moed van die woestyn van die berg gevat. Wat 'n mooi prent. Die covenant was op die klippe geskryf gewees met blou safier. Nou, ek dink vanoggend daaraan, Jesus en dit raak my. Ek vra Abba wys net vir my gunsteling kleur. Maar die mooiste kleur nog altyd vir my was 'n polisiekar se blou lig. Nie agterheen nie. Maar dit is kyk daai blou van 'n polisiekar. Het jy al sien hoe mooi is daai blou? As jy nou actually net in kant uit staan en jaag jy nie, jy kan actually kyk hoe mooi so 'n polisiekar se blou lig. Dit is my baie. En ek het 'n prentjie gesien van daai safier, daai blou lig van die polisiekar. En soos daai polisiekar, daai waarskuwing is soos daai safier wat net so vir ons op die covenant ons waarskuwing, wat tablet ons waarskuwing. Ek gaan nie daarop kry. Maar is nie hoekom Jahwe praat van die tsitsies met die blou lint nie. Numeri 15, vers 37, gaan ek vir ons lees. Ek gaan so 'n bietjie praat oor die tsitsies op so meisie, maar Abba se woord, maar hoor gou mooi sê met die blou. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders, hy spreek met Moses en hy sê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle moet vir hulle klossies maak aan die Here. Die Afrikaans is baie moeilik. Die Afrikaans is regtig moeilik, want ek het regtig vanoggend het ek Abba leer my eie moedertaal so diep hier wag. Want hulle moet klossies maak aan die hoeke van hulle klere. In hul geslagte. En aan die hoek klossies 'n draad van persstof. Nou ek het gaan kyk by al die translasies in Engels is blou. Ek weet nie hoe die Afrikaanse vertaling sê persstof nie. Iewers het Afrikaans geskryf en gesien baie blou is soos persstof. Maar is blou, okay? Blue. Vasgebind. Vers 39. En dit sal julle as klossies dien. As julle dit sien, moet julle aan die gebooie van die Here dink. Dat julle dit doen en nie julle hart en julle oë navolg waar julle agteraan oorheen nie. So sien julle dat daarso in Numeri beskryf Abba Vader, noem hy die blou lint om jou te onthou aan die covenant. Op Sinai hou Moses hierdie blou tablette vas met die covenant op het. So is hierdie blou lint en die tsietsie nie, is dit nie herinnering
Abba se covenant nie. Want daar sê Abba dit, jy moet dit dra om jou te herinner aan sy covenant. En dis 'n teken. En hoe die tyd sê ons moet herinner aan covenant. Die blou vir tablette. Dis kom Abba sê dis die ewige instelling. Nou nog 'n plek waar die blou tou gebruik word. Die blou lint. Hoor gegies op. En ons baie plek. Maar by die hoofpriester se hoed, sy bedekking op sy kop. Okay? Die Hebreë naam is 'n mitzpet. Ek dink dis wel uit van hom kom. Mitzpet. Hoor gegies op. Eksodus 39 vers 28. En die tulband van fyn linne, die pronkmusse van fyn linne en die linne broeke van fyn dubbeldraad linne. En die gordel van fyn dubbeldraad linne en van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, veelkleurige werk soos die Here met Moses beveel het. Hulle het ook die plaat van die heilige kroon, dis die plaat wat op sy kop is, van suiwer goud gemaak. Okay, daar sê hy het die pet gehad, die mitzpet, right, met hierdie goue plaat voor op sy kop, okay, vasgemaak. Dit is suiwer goud gemaak. Daarop beskryf met die letters dit op 'n seelsteen uitgesny word. Heilig aan die Here. Dis wat op die voorkop van staan. Heilig aan die Here. Kadosh, wie sê te paart. En hulle het 'n blou toutjie daarin vasgemaak om dit bo op die tulband te bevestig, soos die Here Moses beveel het. So hy het hierdie hoed gehad, die blou hoed gehad met hierdie goue stukkie plaat met bo op staan, wees heilig, soos Jahweh, wees heilig vir Jahweh, en dan het hulle hierdie blou lint gevat en dit vasgebind aan dit. So die blou lint se kleur, as jy kyk die blou lint se kleur, was tsegelet. Tsegelet. Okay? Die tsegelet het die goue plaat in die mitzpet van die hoofpriester vasgebind, waarop staan heilig aan Jahweh. En ook die rok van die hoofpriester was op die blou tsegelet. Hoor gou mooi hierso. Selfs die borsplaat was vasgebind aan die epot met 'n blou lint. Dis alles in die blou lint. Abba sê nie net blou nie, of dit is die blou lint. Nou die epot was gemaak met die kleure van die wat? Want dit wat jy in die tabernakel sien. Goud, rooi, blou, pers. En die borsplaat het ons hier 12 stene opgehaal, wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig, wat vandag die bruid van Jahweh verteenwoordig, die borsplaat, okay? So wat beteken al die bogenoemde inligting oor die hoofpriester? Hoor gou hierso. Is dit nie Vader se covenant, die kleur van tsegelet, ons weet dit duidelik, wat ons as priesterdom bind om heilig te wees. Prys Abba. Die plaat van goud, wat met holy, woorde holy, wat in die mitzpet vasgebind is, aan die hoof. En jy wat die hoof van jou huis is, en priester is, wat dalk deur covenant vas moet wees aan die heiligheid van Jahweh. Jy wat die kop is. En die borsplaat, aan die efod, wat beteken, ons as bruid moet vaswees aan die tempel van Jahweh, wat ons deur blou tou, wat sy covenant vir die tempel is. Ons bruid, die borsplaat, moet vaswees aan die tempel, die covenant, die blou. Selfs al die instrumente in die tabernakel was bedek gewees met hierdie blou tsegelet. Doeke. Hulle het eers die doeke oorgesit en dan het hulle hierdie leer oorgesit, of wat ook al dit was. Hoekom sal Jahweh nou die kleur blou kies? Is dit per toeval? Nee. Die verbondsark verteenwoordig covenant en is toegemaak met blou. Met die covenant kleur. Die tafel van toonbrode, wat die covenant van Abraham, Moses en Yeshua verteenwoordig. Dis die tafel van toonbrode. Is toegemaak met die blou covenant.
Aan die ander woorde, die bruid word toegemaak met die blou sigaret. Wat is die kleur van covenant? Die blou. Die menorah wat die lig en woord verteenwoordig, en ook so covenant, as ons huwelikskontrakt, word toegemaak met blou sigaret, wat die kleur van covenant verteenwoordig. Die goue altaar wat worship en gebede verteenwoordig, word ook toegemaak met die blou sigaret, en is die kleur van covenant. Ja, is worship en gebed deel van covenant? Verseker. Alle instrumente in die Holy of Holies word toegemaak met blou sigaret, wat die kleur is van covenant. So ons is die tempel volgens 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10. Hoe moet ons bedak wees? Hoe moet ons bedak wees? Met covenant binnekant. Covenant binnekant. Maar met covenant binnekant ons tempel wees. Alright? Daar was 'n vel gesit oor die blou lap, soos ek nou gesê het. Die lap wat alles bedek. Net so bedek en beskerm Jahwe vandag sy bruid wat onder covenant is. Die covenant bruid beskerm hom. Dis daai ouer. Covenant bind alles van die bruid aan mekaar en bedek alles. Dis hoekom hulle uit die pride reënboog vandag die blou sigaret uitgehaal het. Dankie. Die hoogste graad van rebellie. Hulle het covenant uit die reënboog kom uithaal van die pride vlag. Hulle reken jy het nie covenant nodig nie. Die vyand se skelm nie om mense te kry om dit te doen. Hoe van die pride reënboog sien ons nie vandag nie, selfs met kinders se speelgoed. Maar die vyand klaar van klein dit af, covenant kom uithaal. As mens nog dieper wil gaan, waar het hulle die sigaret kleur gemaak gekry? Hulle het die slakkies van blou sakkies, slakkies in die Rooi See opgetel, toe dit daar deur is. Okay. En hulle het die slakkies gebruik om dit op die linne te kleur, maar blou kleur te kry. Dus hulle het 'n blou skynsel van die slakkies gekry. En daar was 'n seeslakkie gewees met die naam Murex trunculus. Murex trunculus. En is gevind in die Mediterraanse See. Okay. Is gevind in die Mediterraanse See. Dis waar daai blou slakkies. Nou die vraag is, as die slakke in die Rooi See opgetel is, soos ek nou net gesê het, wat hulle gebruik het om die linne te kleur vir die tabernakel met sigaret te maak, hoe kan daar dan in die Rooi See slakke wees, as daar nie in die Mediterraanse See slakke was? Die Rooi See en die Mediterraanse See is verbind met die Suezkanaal. Is verbind. So ja, daar was blou see slakke in die Rooi See. So mooi. Die geestelike prent, hoor gebies op, met die doop van die Rooi See, ons almal ken dit. Hulle is gedoop toe hulle uit Egipte uit is in 1 Korintiërs 10 praat van, is hulle deur die doop van die Rooi See. Het hulle covenant blou sigaret ontvang. Is nie mooi nie, hè? Maar hulle moes dit optel. Net so met ons Vader se covenant soek. Esegiel beskryf Jahwe se troonkamer en Jahwe as, hoor vir die woeste. Esegiel 1 vers 26. En bo kan die uitspansel wat oor die hele hoof was iets soos safiersteen gelyk. In die gestalte van 'n troon. En op die troon 'n gestalte wat soos 'n mens gelyk het. Hy beskryf Abba Vader Jahwe. Dis hoe wees. En die bokant van die uitspansel wat oor 'n hoof was iets soos 'n safiersteen gelyk het. In die gestalte van 'n troon. Die troon. Okay? En op die troon gestalte wat soos 'n mens gelyk het, Vader Jahwe. Ek sien toe iets soos blinkende metaal van wat soos sy lendene gelyk het. Boontoe soos vuur, rondom 'n omhulsel gevat en van wat soos sy lendene gelyk het ondertoe. Het ek iets gesien soos vuur met 'n glans daaromheen, soos die gedaante van die boog wat 'n wolk is op 'n reëndag.
So het 'n glans rondom hom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van die een wat spreek. Kan ons sê, as Jesegiel Vader se troon beskryf as hierdie safir, hierdie blou, hoe belangrik dit is. Kan ons sê dat blou is Vader se gunsteling kleur. En hy wil hê ons moet dra. Dink jy hoe mooi moet vir Vader wees as ons onsself cover met hierdie blou covenant, met hierdie blou tsitsies, hierdie covenant. Dink jy hoe moet die vyand geïrriteerd wees as hy ons sien hierdie tsitsies dra op al 4 hoeke van ons liggaam en hy sien Jahwe. Die vyand sien Jahwe as ons hierdie tsitsies dra. Hy sien maar blou, ek kan nie dink hoe dit hom irriteer as hy dat tsitsies sien. Jahwe se beskerming, Jahwe se bruid wat gecover is met covenant. Dink, dis hoekom die wêreld dit joods en weird maak as ons tsitsies dra. Dis die vyand se taktiek. As iets weird is, dan moet dit baie spesiaal wees. Die wêreld leer ons eerder om kruise te dra. En daar's niks van op hier. Maar waar in die woord staan dit ons moet dra. Daar staan wel in die woord, ons moet tsitsies dra en dat dit 'n ewige insitting is. Vir Israel. Soos jou keuse moet ons is. Dis jou keuse. Dis jou keuse. Hierdie dra ons. Die vyand haat. Die vyand haat. So, moet ons nog die 10 gebooie doen vandag? Ja. Is dit net die 10 gebooie? Of Vader Jahwe se hele wet, insettinge en verordeninge? Dat Abba Vader het geskryf op die tablette. Die 10 gebooie het nie gestop. Vader gee vir Moses die 10 gebooie op berg Sinaï, terwyl Jahwe vir Moses dit gee, word die gesprek tussen Jahwe en Moses onderbreek. Vader is besig om vir Moses die 10 gebooie te gee. En almal sê vas net by die 10 gebooie. En hulle doen nie ook daai 10 gebooie nie. Maar hulle praat daai 10 gebooie en Vader en Moses het 'n gesprek. En word onderbreek. Eksodus 20 vers 18 sê, en toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op afstand bly staan. So Moses, die volk is nog op Moses. En hulle Moses kry hierdie woord en die 10 gebooie van Abba Vader af is besig. En die volk sien hierdie imagine yourself, hierdie donderslae en Vader gee sy 10 gebooie en is net donderslae en alles beweeg. Vers 19. En hy het vir Moses gesê, spreek jy met ons dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oom mag wees, sodat julle nie sondig nie. So die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolkdonkerheid waar God was. So Moses het verder beweeg. Toe sê die Here vir Moses, so moet jy met die kinders van Israel spreek. Julle het self gesien dat ek met julle van die hemel afgespreek het. En daar gaan die gesprek weer aan. Julle mag naas my geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak en so gaan dit aan. So Moses word 10 gebooie, hulle is besig met 10 gebooie, word onderbreek en die volk raak bang. En Vader sê Moses, kom met op saam met my boot toe na die volk toe spreek. En hy praat verder aan. Gaan lees Eksodus, gaan aan. Eksodus 20, hy begin sommer daar begin hy praat oor die ram wat met brons altaar is. Gaan lees. Gaan lees van Eksodus 20 af en Vader begin praat en hy bly praat oor insettinge. Hy praat oor die feeste, hy praat oor alles. Dit gaan aan, gesprek gaan aan. En Vader bly skryf met sy hand op pad daarmee kyk. Ek weet nie of alles ingepas het, maar alles geskryf was. Ons sal nie weet gaan. Ek het dit met my sin. Hy praat, en hy praat. Jy het geteken, die Sabbat. En Eksodus 31 gaan aan.
Vader sê, julle weet op die 2 tablette geskrywe, en nie die 10 gebooie nie. Geskryf met sy vinger. Met sy vinger in die klip geskryf. Die vraag is, breek jy die covenant vandag soos Moses die tablette gebreek het? As gevolg van die goue kalf. As gevolg van die goue kalf in jou lewe. Die Egipte wat nog in jou lewe is. Die priesterambt wat jy dienaar. Wat is jou goue kalf vandag? Wat haal jou uit covenant uit? Jy moet kies of jy 'n priester wil wees of nie. Yeshua het vir die weg kom maak, Israel. Bruid van Jahweh. Hy is die nuwe verbond, hy is die woord, hy is die brood, hy is die hoofpriester en jy die bruid. Moet aan hom die hoofpriester gebind wees. Met daai blou tou. Net soos die borsplaat vasgebind was aan die hoofpriester, hoor jy dit? Met daai blou sy lint. Covenant bind jou aan Yeshua, want hy is die hoofpriester van brand. En deur hom gaan jy in die koninkryk. Daai prentjie van die borsplaat, teen nie wat staan, teen die hoofpriester, nie die blou lint, Yeshua is die hoofpriester. Covenant gaan jou aanbind. Die blou lint gaan jou aanbind. En Yeshua het ingegaan, as soos hoofpriester ingegaan het op Yom Kippur, so sit Yeshua vandag aan die regterkant van God in die koninkryk. Die vraag is jy gebind aan Yeshua met die blou lint van covenant? Of is jou lint gebreek, is jou covenant gebreek? Hy is die covenant volgens Jeremia 31:31. En ek gaan ons lees. Kyk, daar kom daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda en die huis van Gentiles 'n nuwe verbond sluit. Nee. Dis nie die huis van Israel en die huis van Juda. Daar is nie 'n huis van heidene nie. Nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek liewer oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is 'n verbond wat ek nou die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. As Abba daai, imagine nou Abba skryf, sê wie hy skryf. Die tablette het hy geskryf. Hy daai hele wet se insetting en insetording het hy geskryf. En hy sê gaan jy skryf op jou hart. Beteken nie net sy 10 gebooie nie. Hy sê gaan sy gees, ek gaan nou met Esegiel 36 gaan nou afeindig mee wat hy alles geskryf. Hy sê skryf dit op hulle harte en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So gaan jy vashou aan die verbond covenant wat Vader maak deur sy seun Yeshua Messia. So ek sluit af met Esegiel 36. En dis wat Yeshua ons beloof het. En sy disippels gesê het om voor te wag op Pinkster, Pentekos, Shavuot. Die wat onder covenant is, iets gaan ontvang wat die grootste geskenk ooit kon wees van Jahweh af. En dis 'n Ruach HaKodesh, sy Heilige Gees. Ek sluit af met die profesie oor die huis van Israel. Dit wel, so nou sê, daar was nie 'n huis van heidene nie. Yeshua sê, ek kom vir die verlore skape van Israel. Hy het hulle gaan haal om terug te kom na Israel. Hy het gesê, ek kom vir die verlore skape van Israel om met julle 'n nuwe huis te maak. Daar is nie 'n nuwe huis nie. Jy's either deel van die huis van die Jode of deel van die huis van Israel. Dis nie die huis van Israel en die huis van Juda. Ek sluit af met Esegiel 36 vers 24. Jy kan die voorstuk lees van hoe die sonde was. Maar vers 24 sê, ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit die lande bymekaar laat kom en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onderdinghede en van al julle drekgode sal ek julle rein maak. Vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart
van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. Dit is die roog wat hulle gewag het. Dis die roog, dis die uitstort, dis die gawes van die roog. Ek sal vir julle gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge doen. En ek sal woon in die land, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk wees en ek vir julle 'n God. En ek sal julle verlos van al julle onreinheid en ek sal roep na die koring en dit sal vermenigvuldig. En ek sal geen hongersnood oor julle hê nie. Ek sal die vrugte van julle bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat die smaak van jou hongerskap nie meer hoef te verdra nie onder die nasies. Dan sal julle dink aan julle verkeerde weë en aan julle handelinge wat nie goed was nie, en julle sal waaglik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Ek doen dit nie om julle aan wil nie, spreek die Here, laat bekend wees. Skaam julle en bloos julle oor julle weë, o huis van Israel. So sê die Here, in die dag as ek julle reinig vir al julle ongeregtighede, sal ek die stede laat bewoon en die pynhope sal opgebou word en die verwoeste land sal bewerk word in plaas dat dit die wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. En hulle sal sê, hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden. En die stede wat in pyn gelê het sal verwoes en afgebreek was, is so sterk en bewoon. Dan sal die nasies weet dat rondom julle oorgebly het, dat ek die Here opgebou het, wat afgebreek was. 'n plan wat verwoes was, ek die Here doen dit, gespreek en sal dit doen. So sê die Here ook, dat ek my laat vra, deur die huis van Israel dit vir hulle te doen. Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape. Die skape, die verlore skape van Israel. Soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem, op sy feestydde, so sal die stede wat in pyn lê vol wees van kuddes van mense, en hulle sal weet dat ek die Here is. Abba gaan vir ons sy roog, hy sy roog vir ons gegee. Hy sy roog gegee vir ons, sy roog is in ons. Sy roog was in die disippels gewees, in die bovenplek. Hy het daai aan die gawes ontvang. Hy het die gawes ontvang, dat in hulle moedertaal kon gaan praat met mense. Roog is in hulle. Roog is in ons. Hy is in ons. Ons is die tempel van roog. Punt is nie. Wil jy priester wees? Wil jy priester wees? Wil jy vasgebind wees in die blou lint van covenant? Dis die keuse. Dis die keuse. Amen. Kom ons sê ons so. Vader, dankie vir die wonderlike voorreg, Skepper. Ons is Skepper, Vader van hemel en aarde. Abba, U naam is Yahweh. Abba, U is Yahweh Olam. Abba, U het nog altyd vir ons 'n weg kom maak en ons wil vir U so dankie sê, Abba. Vader, ons is hierdie verlore skapies, Abba, wat gehaal is, Abba, wat uitgeruk is, wat 'n huis gegee is. Yeshua, dankie dat U gekom het, dat ons kan terugkom, dat ons kan terugkom na Abba toe. As die huis van Israel. Vader, dat ons kan ingeënt wees, want U sê in Galasiërs 3 vers 29, sê Yeshua deur my, ek wil die weg kom maak het. Ek wil die weg, die waarheid en die lewe is. Kom jy weer terug en ek sal vir jou deel maak van die huis van Israel en die beloftes gegee is aan Abraham, Isak en Jakob. Dankie Yeshua dat U die weg kom maak het. U daai dag gesterwe sodat ons weer getrou kan word al was ons geskei. Vader, en dankie dat U vir ons U roog gee. U roog in ons gee, Vader, dat ons kan weet van U wet, die insettinge en die ordeninge. En hierdie feestydde vir ons het, en hierdie bepaalde tye, en hierdie moadim vir ons gee, Vader, dat ons saam met U tyd kan spandeer. Dankie vir hierdie moadim wat nou aangebreek het, Abba. Hierdie appointed time, hierdie bepaalde tyd. Maak nie saak vir jare en jare na tyd, dis Abba, U het hierdie afspraak met ons, want dis U tyd, dis U fees. En dankie dat ons dit saam met U kan hou, Abba. En dankie dat ons kan weet dat ons dit eendag in die koninkryk weer saam met U gaan doen. Ons die totale prentjie gaan verstaan. Abba, ons ken dit nie deur en ek eer U vir die bietjie wat ons ken, Abba, en dat ons sou kom leer, Vader.
Abba, dankie dat ons hierdie blou gelet kan dra, Vader. Abba, dat ons kom leer het, Vader, waar ons, Abba, ek wil vanaand, wil ek my sonde bely, Vader, vir die kere wat ons teen die tsitsies was, wat ons gesê het, nee, is nie nodig. Vader, wil ek kom bely vanaand, Abba, dat U ons sal vergewe, Vader. Dankie, Vader, vir hierdie skat wat U ons so die woord vir ons kom openbaar het, Abba, van hierdie blou wat ons kan dra, Vader, dat hierdie covenant is, Vader. Wat U kleur is, hoe bevoorreg is dit om U kleur te dra nie. Die kleur van die troon te dra nie. Die kleur wat die hoofpriester gedra het. Dankie daarvoor, Abba. Vader, mag ons gebind wees aan U, soos die 3-dubbele tou gebind wees, Vader, aan ons hoofpriester Yeshua Mashiach. Die covenant wat U vir ons het. Dankie, Vader, dat U ewig is, Abba, en dat U gebooie vas is, maar U blessings is vas op. Vader, U sê in Deuteronomium, ons moet kies of ons wil blessings sê of curses wil hê. Dankie dat U vir ons hierdie seën het, Abba. Vader, vergeef ons vir die kere dat ons nie vashou aan U beloftes nie, Abba. Dat ons aan lint wil skeer deur ons eie vrese wat ons het. Vader, mag hierdie tou sterk wees, hierdie covenant tou, Vader, hierdie beloftes wat U vir ons het vir die bruid. Mag hy tou sterk wees, Abba, wat vas is aan U. Dankie daarvoor, Abba. Vader, ek bid dat U ons sal seën, Vader, hierdie volgende dae, Abba, ek bid vir elke Boeta en Sissa hierso, Vader, dat U hierdie familie, Abba, dat hierdie huis, Abba, dat U vir ons die gawes sal gee van U roog, Abba, soos dit uitgestort is op die disippels daai tyd. Vader, bid ek vanaand, Abba, dat U die gawes van U roog sal aktiveer, Abba, in elkeen van ons lewe wat ons nodig het, Abba, vir U koninkryk. Nie vir onsself nie om 'n show te maak nie, Abba, maar net vir U koninkryk, om U koninkryk te stig, Abba. Vader, ons hartsbegeerte om U koninkryk die te vergroot, Abba, dat ons die skape kan inkry vir U, Vader. Dankie, Abba, dat U ons oprig as die priesters en die herders. Abba, maar ons weet, ons hoofpriester is Yeshua, en hy is ons herder. En mag ons nooit van die herder af wegdraai nie. Mag ons nooit dink ons hoor ons eie stem of daar's ander herders nie. Mag ons net die stem van ons herder Yeshua Mashiach hoor. Dankie vir U roog wat in ons is om ons te help om die stem te hoor. Abba, Vader, dankie, Abba, dat U vir ons elkeen 'n roeping het, Vader, en daarvoor bid ek vanaand, Abba, dat U ons roeping sal seën, Abba. Dat ons nie net sal gaan sit nie, Abba, maar dat ons sal vermenigvuldig en dat U ons grondgebied, dankie vir die grondgebied wat U gaan vergroot, Abba. En dankie wel vir hierdie grondgebied wat U vir ons heiliglik gee. Ons eer U daarvoor, Vader, vir elke seisoen in hierdie bedieningslewe en ons lewens, Abba. Ons eer U vir hierdie seisoen. Dankie daarvoor, Abba. Vader, ek bid, Abba, dat U hierdie seën, Vader, oor elke boetie se slag. Dankie dat U vir ons hierdie seën gee. Dankie dat U vir Israel hierdie seën gee. Dankie dat U die seën vir ons gee, deur Yeshua, aanvaar ons dit vanaand. Boeta en Sissa, ontvang nou die seën wat Abba vir jou het. Ja, Varegecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha V'chineka. Yesa Adonai Panavlecha V'yasemecha Shalom. Vader sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Ken hom net en wees lief vir hom. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy covenantskind van Abba so skyn, soos Moses geskyn het toe hy op die berg Sinaï af teruggekom het, toe hy covenant ontvang het. Mag jy so skyn, covenantkind van Abba, dat jy 'n ligtoring sal wees in die donker wêreld. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal vir jou kyk. Vir jou kyk. Soos hy daai dag vir jou gekyk het toe Yeshua aan die kruis was. Dankie, Vader, dat U nooit die oë van ons afhou nie. Dankie daarvoor, Abba. Vader, dankie vir die vrede, die shalom vrede wat U vir ons gee. Moet ons Sissa ontvang nou hierdie vrede oor ons naby gaan. Dankie, Vader. Ons bid alles in die seën Yeshua Mashiach se naam. Amen.